Hierdie episode van Byt en Buskruit word geborg deur Dapper Media. Op hierdie week se episode van Byt en Buskruit gaan ons op 'n oorlewingsjag met 'n rugsak. Ons gaan slaap 'n aand of wat honger. Ons moet self vuur maak, skuiling bou, asook 'n oond bou uit klippe en rots. Ons verwerk ons eie karkas. Ons stap vir ure lank in die waterberge rond. Ons lywe is seer en tam. Maar hierdie is 'n rugsakjag wat ons nooit sal vergeet. Ek is Arnold Tas en ek het groot geword in die Afrika bos. Met 'n mauser teen my sy, my voete in die sand en biltong in my gatsak. Ek jag en vang al vis van kleins af en ek het 'n paar vriende genooi om saam met my te jag en dalk so 'n bietjie vis te vang en hulle stories te deel. Die waterberge wat gewoonlik soos 'n spons van nat ontplof in die somer, is nou droog. Die winter se tol lê in 'n rooi en bruin geskilder op die bosveldvloer. Die koue se jas kom stadig af, soos die nuwe jong blare in die bome deurbreek. Ons is in vir 'n avontuur rugsakjag, wat sou beloof om hard op die ledemate van ons lywe te wees. Geliksfontein se lieflike lodge lê langs 'n pragtige dam. Die nyalas loop sommer mak hier in die kamp rond. Dis weelderig groen en jy word begroet met absolute luksheid. Die kamers is ruim en die beddens en kussens het 'n 5-ster hotel gevoel en gerief. En die kuierplek wink jou nader. Hier sou ons skoene vir een nag uitskop, voor ons op ons epiese avontuur sou vertrek. Ons kom hier aangery op die Isuzu Arctic se rug, na die pragtige plaas met die naam van Geliksfontein. Hierdie jag gaan iets anders wees, dis 'n rugsakjag. So, ek gaan gou eers vir jou wys wat ek in my rugsak saamvat. Ons is hier by Geliksfontein. Chris Herbst en sy mense het ons bederf om hier te kan wees. Ons doen 'n bietjie van 'n ander ding op Byt en Buskruit, 'n rugsakjag, wat ons gaan regtig kamp in die bos, ons gaan vleis daar verwerk in die bos. Wat het 'n ou nodig as jy op 'n rugsakjag gaan? Dit was 'n moeilike ding en die manne van Wildman het ons mooi uitgesorteer. Oom Frik, baie dankie dat jy en jou span ons uitgesorteer het. Natuurlik eerstens 'n oordentlike rugsak het jy nodig. Willebese manne, Nico, kerels, sonder julle kan ons nie hierdie gedoen het nie. Hierdie is 'n oordentlike rugsak. Dan, omdat ons diere gaan slag in die bos, hierdie is 'n oordentlike slagstel met al die mense wat ek gaan nodig het. Dan natuurlik, vat 'n lappie saam, jy gaan hom nodig hê. Jy kan hom gebruik vir 'n verband of wat ook al die geval mag wees, maar vat 'n lappie, vat 'n baf saam. Sekerlik een van die belangrikste dinge wat jy moet saamvat op hierdie tipe van ekskursies is iets soos 'n waterbottel of 'n container of enige ding wat jy vog in kan hou. Baie belangrik. Ons gaan vir julle ook wys, ek meen almal van ons weet jy gaan 'n lighter saamvat en jy gaan 'n vuur maak met 'n aansteker of 'n vuurhoutjie, maar ons het bietjie van hierdie stawe gebring wat bietjie vonke maak, want ons gaan 'n paar maniere wys om vuur te maak. Natuurlik 'n gasstoofie, gasilinders. Potjies is kardinaal, want hoe anders gaan jy goeders bymekaar kry, kos maak, soppies maak ensovoorts. En dan gaan ek nêrens heen sonder hierdie ouetjie nie. Want op die einde van die dag is die lewe 'n lelike plek as daar nie musiek is nie. En daar in die bos sal ons verder gaan met daai exercise. So, backflytjie, natuurlik, hier is meel, broodmeel, bietjie baked beans. Hoe durf jy ergens heen gaan in die lewe sonder rooibaar? Ek ken mense wat shopping malls bou met hierdie goeders. Jy vat jou Leatherman altyd saam met jou, hier's 'n sagie in, natuurlik 'n tang, 'n mes. Jy kan nie sonder 'n Leatherman ergens heen gaan nie. Bakkies my ou broer, ek sal nie sonder jou spesery ook ergens heen gaan nie. Kerels, dit raak donker. Vat vir jou flitslig, vat vir jou koplig, jy gaan dit nodig hê. Dan, die manne van Zeiss het vir ons regtig bederf. Ek wil julle baie dankie sê. Hierdie is 'n verskriklike duur persent wat julle vir ons geleen het. Zeiss, kan ons hom maar hou hierna. Jou slaapsak, maak seker jy kry 'n ordentlike slaapsak, want jy wil warm bly. En ek het net so vir ingeval van nood het ek vir my ook 'n tentjie ingesit. Dan, dames en here,
kan niemand jag sonder die volgende nie. Jy het jou wapen nodig en ek het hierdie fantastiese roer waaroor ek altyd ek spog met hom want dit is 'n ongelooflike wapen. Dit is 'n 300 Winchester Mauser MO3. Sy teleskoop kan afval en aansit. Dis een van daai wat jy nie hoef op te stel weer vooraf nie. Hulle noem dit in Engels QD mounts. So jy kan jou teleskoop afval wat ek dan in my rugsak ook kan sit wat die gewig op die geweer aansienlik ligter maak. En saam met jou wapen het jy natuurlik ammunisie nodig en ek is nie 'n groot fabrieksammunisie ou nie. Ek hou daarvan om self te laai. En ons het uitstekende manne in Suid-Afrika wat ammunisie vervaardig en of punte vervaardig en hierdie is van Peregrine af. Hierdie is 183 grain Peregrine punte en ek het hierdie week te hore gekom van my vriend wat oorlede is in Peregrine. So allewyn my ou maat op hierdie jag, hierdie een is vir jou. Baie dankie vir al die jare se goeie diens, ek waardeer dit. Mense wil soveel as moontlik dinge saam met jou vat, maar jy wil nie jouself dooddra nie. En ek het hierdie baie sorgvuldig uitgesoek om my sak lig te hou. Want dit is die belangrikste ding, want ons is hier in Valwater, die berge is op en af, dis berge en dale, is diep sand, is dik sand, dis water. So wat ek hier het, is vir my baie noodsaaklik om te kan gebruik en om hierdie jag vir julle te kan wys. Wat ek ook wil bysê, die manne wat hier agter die kamera staan, gaan saam met my hierdie deurgaan. Hierdie kos is vir ons almal. So ons gaan moet vir onsself begin sorg op hierdie jag. So pak so lig as moontlik dat jy jouself nie uitput nie, want hierdie gaan 'n taai jag wees. Ons het 'n paar skote gevat op 'n 400 meter gong wat deur bo teen die berg gestaan het. Elke skoot was raak en nou is ons reg vir hierdie jag. Nou is lekker vroeg môre. Dirk, dankie dat jy vir my 'n bietjie 'n ding gereël het dat ek nie my dood hoef te dra nie. 'n Pakdier. Nou, dis foute nie, nee. Ek moet loop hier in die bos. Nou is baie bergagtig hier in Valwater, so dis op en af en op en af. En ontmoet ons nuwe pakdier, sy naam is Legend. Ons is skaars hier uit die kamp uit waar ons vir Legend opgetel het en waar ons vrag dra, kom ons op hierdie bruine hyena spore af. Dit is een van die vele predatore wat in die area is. Dis natuurlik luiperds, dis jagluiperds, bruine hyena, jakkalse. Wat nie natuurlik hier voorkom nie, is natuurlik leeu's. Nee, Legend. Gelukkig vir jou. Lekker ding van met die perd te loop is, ander diere is nie bang vir hom nie. En ek dink dit verbloem my reuk, so en ek loop agter hom, hulle sien my nie. So as jy daar kyk, so jy sien 'n hele lot blesbokke wat in die vroeë môre sonnetjie vir ons staan en kyk. Lekker. Nou, ons is op soek na hierdie ordentlike kampplek naby water. En ek gaan werk op wat Maslow gesê het. Die eerste dinge wat jy moet kry, natuurlik, jy moet kan asemhaal. Jy moet water hê, want jy kan 'n paar dae sonder kos gaan, maar water kan jy regtig nie veel sonder gaan nie. En natuurlik skuiling. Jy weet, dit is 'n belangrike ding om 'n veilige plek te hê van waaraf ons kan jag. 'n Vesting, ons is daarom 'n paar manne wat deur hierdie selfe oorlewingskrisis gaan hier in die bos. So ons 'n kort ordentlike plek. Ons is besig om pragtig hier in die klowe in te gaan. En ek het gehoor dat hier 'n paar mooi stroompies is, veral in die somermaande. Dis nou begin van die lente. Die bome begin bots, so hier sal dalk 'n bietjie fonteinwater wees.
En dis prioriteit nommer 1, is op die oomblik water vir jouself en vir jou diere. So kom ons gaan soek hom. Nou, oké. Hierdie plek lyk baie goed om te kamp. Dis in die loop van 'n fontein en dis in die droogseisoen, so hier gaan nie nou reën afkom nie en ons sal geweet het as daar reën afkom. Maar hier's daarom water in hierdie fontein en dis hoekom ek net naby water wil wees vir daai eerste behoefte wat ons het, wat natuurlik dors is. Hier's lekker klip, so ons kan dalk ons oond en dinge bou. En is tyd dat ons vir Legend bietjie rus gee, hy raak moeilik, so 'n bietjie vir hom gras en so aan gee. Tyd vir kamp opslaan. Rugsakkie vir my is daar nie plek gewees vir 'n matras nie, maar ek het gereken mense kan van hierdie grasse vat en hierso uittrek, ons moet in elk geval skoonmaak vir waar ons die vuur gaan maak en die oond gaan bou later. En ek gaan dit gebruik om onder in my tent in te druk. So om die tent bo op dit te sit en dan het ek 'n lekker sagte bed vanaand. En natuurlik is gras en alle natuurlike goeders baie goed vir insulasie, wat natuurlik die hitte vir my beter gemaak al binne. Want baie van die koue kom van onder af, uit die koue grond, uit klippe raak koud deur die nag. En hierdie sal verhoed dat ek nou nie verkleim nie. Gelukkig het dit begin lente raak en dit gaan nie so koud wees nie. Maar dis nou tyd. Ons gaan nou eers bietjie die perd hierso los. Ek gaan die rugsak aan opsit en dan gaan ons hierdie klowe invaar en die berge. Om te kyk of ons nie daai klipspringer kan kry nie. Ek hoop vir 'n klipspringer, maar enigiets is op die lys. Maar ek soek spesifiek 'n kleiner dier om te skiet, 'n kleiner bokkie. Laat ons nie vleis mors hier in die bos nie, want dit is nie die doel daarvan nie. So ons gaan nou lekker stap. Ek het die 300 Winchester Magnum saamgebring, want daar kan dalk 'n verskoot wees. Wie weet, kom ons kyk wat gebeur. Kom ons gaan jag. Op 'n rugsakjag het ons besef dat jy eerder vroegoggend of laatmiddag moet gaan stap wanneer dit minder warm is. Vat vir jou genoeg water saam, want dehydrasie is 'n werklikheid as jy gaan ver stap. Sit in 'n rus gereeld. Jy's nie hier om 'n wedloop te hardloop. Hierdie is meer soos 'n rustige marathon. En onthou soos jy stap, die rigting waar jou kamp is. Los vir jou merkers elke nou en dan sodat jy wel jou pad kan terugkry. Veral as jy op 'n vreemde plaas gaan jag. Op 'n massiewe plaas soos hierdie, het ons besluit om natuurlik vir die kleinste bokkie van almal te soek, 'n klipspringer. Ons is nie om vleis te mors nie, maar hierdie jag gaan nie maklik wees nie. Ons loop berge op en dale af. Dit vreet 'n man se lyf. Elke nou en dan gaan sit jy, rus 'n bietjie, vat 'n paar slukke water en bespeer die landskap met die verkyker. Ek stap en stap, ek klim oor berge, ek kruip deur bosse en val oor klippe. Hierdie gaan 'n moeilike jag wees. Ons is nou lekker ver opgestap hier in die klowe in. Ek kan verskriklik ver sien van hier af, so ek wil net hier tyd spandeer. Net om te sien of hier nie iets aankom nie. Dit is baie lekker met hierdie ongelooflike verkyker. Maak my lewe soveel makliker. Ek kan regtig goed sien. Dis goeie glas. Maar eers is dit bietjie warm hier so nou. Cheers. Ek sit 'n hele rukkie in rus, vat so 'n bietjie water en ek kyk op en is 'n asem wegslaan landskap. Ek kan heeldag hier bly. Ons het 'n baie mooi kloof hier gekry. En hierdie kant is ons redelik beskik. So ons kan die diere daai kan sien. Dalk 'n klipspringer, dalk 'n valribok, duikertjie.
Enigiets kan ons hierso kry. Ek jag nog baie lekker. Rugzakjag. Probeer hom bietjie. En ewe skielik hoor ons daai kenmerkende fluit van 'n klipspringer. Ek weet dadelik hulle is naby. Ons kyk vinnig. Ek sien hulle, daar's 3 van hulle, maar hulle staan agter takke. Ek het 'n skoot. Ek trek hier sneller en niks gebeur nie. In my moegheid het ek nie daaraan gedink om die veiligheidsaksie af te sit nie. En daar's my skoot verbeur. Gelukkig was dit nie lank nie of ek kry weer 'n skoot. Ek kry my goeie vriend Pieter en ek vat dooieris op sy skouer, want hierdie Mauser is nie liggie. Ek sien net sy gat. Okay, ek sien hom mooi, ek kan nie sien of dit 'n mannetjie vir 5 is nie. Maar hy staan doodstil in die dak van die boom daar. Ja, dit is hom nie. Ek het nou 'n paar klipspringertjies gekry, 3. En ek het 'n skoot gehad op ene. Ongelukkig kon die kamera en ek nie gelyk daai skoot vat. So ons sou gemis het, so kon ons nie vir julle gewys het nie. En ek was ook nie seker of dit 'n manlike of 'n vroulike dier was nie. Ek kon nie die horingkies sien nie. Ek dink dit was 'n ooitjie. Maar hulle is nou hier in die berg op. En ek dink ons moet verder loop. Ek soek van daai huis wat so mooi oop op 'n klip staan vir 'n mooi skoot. Maar die hart klop lekker. Ek dink is van die stap. Dit was nie 'n kilometer verder nie. Of ons kry weer klipspringers. Presies soos ek gevra het. Hulle staan stil bo op die klippe. Ek kry die geweer reg, trek die kruisie tot op die blad, maar hy gee my nie 'n kansie. Daar glip hulle weg, berg oor. Maar in die hoekie van my oog sien ek 'n paar rooihartbeeste. Ons kyk hulle stadig deur met die verkyker. En daar's 'n koei met ietwat van 'n probleem. Ons het op 'n trop rooihartbeeste afgekom. Daar's 'n koei wat lyk of sy 'n stryk om haar nek gehad het. 'n Diep wonde reg rondom haar. So ons gaan probeer om ons klipspringer jag eers op ys te sit en kyk of ons nie hierdie koei kan kry nie wat bietjie seer het. Ja. Maar hulle gaan nou hoor. Die trop rooihartbeeste loop berg op. Hulle staan nie vir 'n oomblik nie. Daar's ons nou op 400 meter. Die skoot raak lank, oor die 400 meter. Maar ek weet hierdie Mauser en ek verstaan mekaar. Ek kan daai skoot maak. Sy moet net stil staan. Maar dit was nie vir my beskoring nie. Die rooihartbeeste is bergoor. Die dag raak laat en ons is 10 km ver van die kampplek af. Ons moet nou begin huise kant toe staan. Die ding is, jy wil nie hier verdwaal op 'n vreemde plaas in die donker nie. Ons het die berge baie sorgvuldig getel en hoeveel ons oor is. En as ons die klipbank kry by die rivier, dan gaan ons net die waterstroom volg tot by hierdie huis. Ons het 'n lekker lang dag in die veld gehad. Dis nou ek, 2 van my vriende wat agter die kameras is en 'n ander vriend wat die vervaardiger is van Buiten Buskruit. Maar ons het nie vleis vanaand nie. Nou gaan ons 'n oond bou want ons het 2 kg sak meel waarmee ons onsself moet voer. So hoe langer ons onsuksesvol is, hoe langer gaan ons brood eet. So die vuur wat ons binne maak, gaan terug by ons van die groot rotse af. Natuurlik dis waar ons radiasie vandaan gaan kry en so gaan ons 'n oond maak om ons broodjie gaar te maak vir vanaand. Die manne is moeg en tam, ek is self seer om 'n rugsak en 'n baie swaar geweer deur hierdie berge op en af te dra. Dis nie jou maat nie, so nou gaan ons 'n bietjie handjies vuil kry en 'n oond bou. Met die water hier naby die kampplek is daar natuurlik klei.
Ek vat nat klein gras en ek maak al daai gaatjies en lekplekke op die oond toe. Nou, ons is nou by daai tyd, dis agtermiddag en ons moet vuur maak, maar dis kirkdroog in hierdie bos. Goed kan baie vinnig verkeerd gaan. So ons maak die vuur hier reg langs die water, ons het hier skoon gemaak. 'n Klip kraaltjie gepak en ons gaan bietjie vandag probeer met 'n flint vuur maak. En ons gebruik grassade, soos jy kan sien, want normale gras gaan nie maklik vat nie. Hy sal seker uiteindelik, maar hierdie oudjies hou van brand. So sit hom in die binnekant van 'n nesie gras. En dan hoop ons hierdie werk. En daar sy. Vinnig fyn houtjies opsit. En dan natuurlik 'n bietjie groter houte. Ek wil julle in elk geval graag voorstel aan 'n paar van die manne wat saam met my deur hierdie besigheid gaan. Die man wat hier vir my aangee is ou Pieter. Hy is ons vervaardiger. So manne, met 'n flint kan jy 'n wragtige vuurtjie maak in die bos. En hierdie kolle is natuurlik vir ons oontjie en as ook vir hitte vir vanaand. Okay, so wat ons nou gaan doen is, ek moes 'n bietjie water wat ons vroeër gefilter het, lou warm maak hier op die kole. En dan hierdie is net gewone meel en in Engels noem hulle dit yeast. Ek gis. Dis 'n lang dag, ek moeg geloop. So dan gooi ons van hierdie water by die meel. Nie alles gelyk nie. Maar bou jou dammetjie dat hy nie lek nie. En dan begin jy nou hierdie bielie van 'n brood begin jy nou meng. Gewoonlik by die huis het ek 'n nat hand en 'n droë hand. Hier in die Bosveld is albei hande nat op die oomblik. Nou net omdat ons in die bos is, beteken dit nie as ons brood maak, ons hoef nie dit te doen soos die oortentlike broodbakkers aan die stad nie. Ek sien hulle doen dit, hulle vat die mes en dan sny hulle die brood so 'n paar keer nadat hy gerys het. En nou gaan hierdie broodjie natuurlik in ons eie oond in wat ons gemaak het en hoop om dit ons brand vir hom nie tot 'n swart krisp nie, want ons het nie nog nie. Die dag is op sy rug. Al wat nou oorbly is om die bekvletjie langs die kampvuur te speel en te hoop dat môre vir ons 'n beter dag sal. Ons is vroegmôre uit die vere. Manne is honger. Dis tyd dat ons 'n bok gaan kry. So, ons gaan 'n bietjie strategie verander vir môre. Ek onthou toe ek met die perd geloop het die bleesbokke so mooi stil gestaan. Die perd het hulle baie kalm gemaak. So ek weet waar daai plek is. Gaan kyk of ons in die kop kan lê en dalk een van daai bleesbokke kry om te vat. So, kom ons gaan kyk.
En die blesbokke is soos die noodlot dit wou hê, nie daar waar hulle gister gestaan het. Ons loop 'n entjie verder aan en daar in die berg sien ek 'n alleenloper ooi. Sy kom nader. Dis 'n bietjie takke voor my en ek wil net 'n kans vat met die 301. As hy 'n tak tref, sal hy maklik van rigting af van koers afgaan. So ek soek 'n lekker boom vir mooi dooiereskoot. Ek kry die perfekte plek vir dooieres op 'n ou boomstam. Ek sit my vinger op die Mauser se snyder. Mens sou dink teen die tyd 'n ervare jagter gaan nie meer bokkoers kry nie, maar keer op keer klop my hart in my keel. Die sweet drup teen my gesig af. Ek haal diep asem en ek trek die sneller saggies. Ja. Nou, hier sit ons nou by die bok. Ek het haar voor op die bors geskiet. En ek sien die patroon van die 300 hoonmerk is op die bors in en by haar agterbeen uit. So dis deur die hele bok se organe. En hier lê sy nou. Dis 'n ooitjie. Maar dit gevra as moenie ramme op die plaas skiet nie, want daar's net een ram wat teel tans hierso. So ons het haar. En nou is dit tyd om julle te wys wat 'n mens, die ou mense in die ou dae gedoen het as hulle gaan jag, hoe hulle die vleis bewerk het, hom afgeslag het. Ons gaan nou hier met uitdra natuurlik, so ek gaan my vervaardiger moet vra om my te help. Ons gaan maar seker eers gou binnegoed uithaal en stok aan die pote vasmaak en so gaan ons hom uitdra soos die ou mense dit gedoen het. Ons gaan hierdie ouetjie moet uitdra, want ons het nie 'n voertuig nie. So wat ek gedink het, ons moet maar 'n stok vat en om sy pote vasbind. Ons het almal van hierdie perrekord voor die tyd gekoop, want ons het mooi, jy het mooi beplan. Wat sal ons sonder jou gemaak het? So dan gaan ons hierdie ouetjie net hierso sny, net gaatjies maak. Daarso. En ons gaan net 'n stuk hout hier in die veld optel, 'n lekker sterk stuk. En dan maak ons dit vas met hierdie perrekord. Kan ek jou nou maar opsny? Ja. Is jy seker? 100%. Het jy geen verbinde sentiment aan hom nie? Emosionele waarde. Ek gaan ons 'n stok kry. Baie dankie. Om 'n bok so op 'n stok te dra is glad nie maklik nie. Dis nie jou maat nie. Na 'n paar keer se stop en rus en waterbreuke, kry ons haar uiteindelik by die kampplek. Nou is dit tyd vir vleisverwerking en uiteindelik kan ons iets eet. En dames en here, daar hang ons bok. Hoor hierso, Pieter. Ons het nou die bok hier gehang hier by ons kampplek. Die ou mense het altyd vleisverwerking in die veld gedoen, want daar was nie ander keuses nie.
Maar wat sal jy sê moet ons doen met Kom ons kyk om dalk 'n paar stukkies vleis uit te sny, dalk 'n bout te kry. Ons het gisterand ons sit hier bo die oontjie wat ons gebou het. Ons kan dalk ietsie in die oontjie maak. Dalk 'n rugstring uithaal. Ons kan selfs 'n rooster bou of 'n warm klip maak dat ons dit op kan braai. Dis 'n goeie plan. So, ek weet nie, wat dink jy? Dis 'n baie goeie plan. Ek wil ook doen wat die Amerikaners doen. Kyk, ons het in Suid-Afrika 'n baie mooi tradisie van biltong maak. Ek is 'n groot biltong aanhanger. Maar ons het nie genoeg tyd vir dit nie. Ja. Maar die Amerikaners het beef jerky. En Hulle rook hom ons. dis 'n gerookte vleisie wat dun gesny is, lekker dun reepies. Rook hom, droog hom en dan gat hy en hy's heerlik. Hier gaan ons. Kyk, ons kap. Daai hemp was nou regtig nat gesweet, sy het 'n bietjie beter lyk. Wat ons nou gaan doen is ons gaan 'n paar snitte uit hierdie bok uitsny. Natuurlik die ruggaring biltong wat hulle noem in Afrikaans, wat natuurlik hier reg langs die ruggraat sny jy af. En jy volg net die been altyd in die ruggraat af. En dis 'n ellelange stuk vleis. Ek onthou op my buffeljag was my rugbiltong langer as ek gewees en is 'n heerlike snit natuurlik om uit 'n bok uit te sny, is almal se gunsteling. En so is dit sommer maklik en vinnig om hierdie heerlike stuk vleis uit te sny. Wild het alle diere het hierdie silwer bedekking bo op die vel. Dit gaan ons absoluut afsny. Dis taai, dit is onsmaaklik. Selfs as dit gaar is dit nie lekker nie. So ons gaan definitief ontslaa raak van hierdie silwer stuk voordat ons enigiets met hierdie rugstring doen. Die volgende wat ons gaan sny is die bout en daar's 'n been in wat jy deur moet saag eers. Soos dit hierdie oulike saagie. Ons het eintlik so baie oulike slagstel wat die manne van Wildman natuurlik vir ons gegee het. Baie dankie ouens, ons het dit nie reg gekry sonder julle nie. Soos jy kan sien, hier's wat gebeur as jy 'n bok slag. Daar kom maar hare van die vel af op die vleis. En dis belangrik om hierdie af te was. Jy wil nou nie 'n mond vol hare hê nie. Maar eers ding eerste, kom ons saag gou deur hierdie been hier agter. En so het jy 'n hele bout pragtige gesonde wildsvleis. Vir die van julle wat nie wildsvleis eet nie, dis natuurlik jou heel gesondste vleis. Bitter min vet, hoë in proteïene, heerlik. Moet hom nie oorgaar maak, dis waar mense hulle fout maak. Wildsvleis moet so medium rare, medium wees op die meeste. En dan is dit doeksag, sappig. Hierdie ouetjie gaan ons mooi afspoel en iets lekkers maak. Nou, Ek was vir jare lank in die duister gewees. Ek het altyd gedog die rugstring is die filette. En dit is nie so nie. Die filette is hierdie sagte stukke vleis wat hier aan die binnekant sit, net langs die ribbekas of net agter die ribbekas. En ons sny hulle baie sorgvuldig uit. Dit is heerlike stukkies vleis wat altyd sorg vir 'n glimlag om 'n braaivleisvuur. En dis tog hoekom ons jag en kuier is vir hierdie lekker stukkies in die lewe waarmee jy jouself kan bederf. Right, nou vat ons hierdie baie mooi ruggaring en dan gaan ons hom dun reepies sny. 'n Spul van hulle. Hierdie is natuurlik wat ons nou gaan die in die Engelsman sê die beef jerky maak. Maar ek wil net gou vir iets sê. Ek het nog nie vandag geëet nie. En my span ook nie. Maar daar's seker niks fout met 'n ou klein carpacciootjie in die bos nie. Of wat ons sommer hiervan bakkies se lekker speserye. Dan rol jy vir jou lekker vinnige bos carpacciootjie. Gaan hy. Nou rare honger. Okay, nou pak jy hierdie goed soutkant eerste
hier op die driepoot wat ek gemaak het, dis nou ons sommer so 'n bosgeboude rokertjie. Pak hulle lekker daar. Nou wat gaan gebeur is, hierdie is indirekte koue rook wat hulle noem. Hy kry indirekte rook, so hy kry nie regtig vreeslik baie hitte nie. Ek sit hom soutkant eers neer, sodat ek die buitekant ook nou, of die onderkant ook nou kan sout. Met van daai lekker speserye. En maak seker is dun stukkies, dit gaan oor dit moet dun wees, om lekker vinnig te kan rook en behoue te bly. Nou, 'n rokery is maar 'n bietjie van 'n lang besigheid, so ek sal sê ten minste so 4 ure om hierdie ouens te rook. Maar ons gaan hulle baie lekker maak, dit gaan heerlik wees as dit klaar is. Intussen tyd gaan ons ietsie anders maak om te eet, want die manne skreeu al hier op my, sulke tyd. So nadat ons hierdie oudjies nou gerook het, dink ek is nou tyd dat ons hierdie bout in die oond druk. Maar ek wil nie die hele bout insit nie, ek gaan daarom 'n bietjie snitte uitsny, dat ons iets het vir die vuur ook, jy weet, daar's 'n stok op die vuur, wat dalk 'n stukkie bout kort. Hierdie is wat hulle noem die skilpaadjie deel van die bout wat ons uitgesny het. So ons gaan hom nou in die oond druk, ons het nie die vaagste benul hoe warm hierdie oond is nie, maar ek moet sê toe ons die klip nou net ingesit het, dit was bloedig. So ons maak staat op die radiasie van die klippe, so ons het hom vooraf warm gemaak, en nou gaan hierdie ouetjie hier in, ek kan voel is lekker woedend warm, sommer nog so 'n bietjie kry en speserye, en dan gee ons hom 'n tydjie. Ok, ons het nou 'n lekker dikbas stak hier gekry. Ek gaan sommer maar 'n bos sousaatie maak, ek het sy punt skerp gemaak. Dan druk ons hierdie knape regdeur. Ek het hom ook nat gemaak soos jy kan sien, dat hy nou nie daar op die vuur aan die brand raak nie. So hierdie gaan vuur toe, dat ons hom daar sommer so met die hand kan draai soos 'n ou spit. Ek dink dit gaan lekkerder wees as 'n spit na dese, want die manne is bloedig honger. Right, sit hierdie ouetjies op die vuur. Onthou, medium rare. Moenie geharder as dit wees nie. Ek gaan hom nou so 'n bietjie sout en peper gee van daai speserye en elke nou en dan draai. En dan kerels, eet ons soos konings in hierdie pragtige bosveld net aan die kant van Vaalwater. Nou, daar's 'n baie goeie rede hoekom 'n bok se karkas gehang word. Enige dier se karkas wat jy skiet, 'n bees, 'n skaap. Daai vleis moet verouder en bietjie ryp word. Dis 'n proses waardeur hy moet gaan. Ons het nou nie die geleentheid gehad om dit te doen nie. So ek gaan nou hierdie vleisie proe vir die eerste slag. Kom ons kyk wat maak hy. Soos julle kan sien, is pragtig gaar aan die binnekant. Daai medium consistency, en dan smeer hom hier deur die soutjie. Baie heerlik. Okay my maat, hierdie ouetjies het nou vir 4 ure gerook. Maar ek sien nie was radiasie van die klippe af. So die vuur gaan teenoor en dan skiet hy terug. Ja, hy het hom bietjie gaar gemaak, maar dat weet vir my, ek moet net sien of jy dood gaan eerste. Jy het 'n sterk maagie so vir my man is honger. Ek stuur jou gemmer hemel toe. Nee, ek dink dis nie sleg nie. Dis lekker. Met vleis in die kampplek skrik ek wakker die nag. Ek hoor hy nog. Kan hom nog nie ruik nie, maar ek weet hy is bitter naby. Ek het nou wakker geskrik. Ek weet nie wat se tyd van die nag dit is nie. Maar met 'n helse lawaai by die tent
Ek dink is 'n breina hierna wat hier in die kamp rondwandel, want hier's mos nou natuurlik vleis en bene wat hier so rond lê. Ons het dit uitgevat, eentjie weg van ons af, maar ek hoor hierdie ouetjie hier naby. Hy gegil vir my. Dis nou die derde môre wat ons nou buite slaap en buite wakker word. Dis ijskoud vanmôre, het 'n koue front deurgekom deur die nag. Ons het nogals gedink met daai winter is nou gebreek. Maar Ian en Chris het vir my laat weet dat ons nog 'n bok moet skiet wat ons kan skenk vir help jag. En hulle het my oopteels op die plaas gegee om enigiets te kan jag. Wat baie lekker is, maar die omstandighede vanmôre is baie moeilik, ons het min tyd. Maar ons gaan kyk wat ons kan regkry. Koppe op en af. Is regtig besig om my moed te breek. Dis hard, mens moet fiks wees as jy kom jag, maak seker jy's lekker fiks. Ek wil 'n bietjie met julle praat oor die bykomstigheid wat hulle vir ons gegee het. Dis 'n Zeiss 10x42. Muistegnologie binne wat bitter waardevol is. Jy sien, jy programmeer hom met jou wapens se ballistiese data. En dan is hy weet jy 'n rekenaar wat vir die skoot uitwerk hoeveel kliks jy moet opdraai op jou teleskoop. Jy druk slegs die knoppie op die rangefinder, hy wys vir jou hoe ver die dier is en hy doen dadelik vir jou die ballistiese kalkulasie intern en dan kan jy net jou scope stel. Ek voel amper oorwonde want ons is stokvlou geloop in hierdie berge. En ons kry net hierdie diere nie, maar ons gaan nie nou al tou opgee nie. Ons het geloop en geloop, berge op en dale af. Maar dit was ongelukkig nie vir my beskore om 'n laaste bok hier in die pragtige berge aan die kant valwater te kry. Hierdie was 'n baie lekker en 'n anders ervaring vir my. Ons het dit gedoen om die jong mense so bietjie meer te leer van die natuur. En in dieselfde proses het ek heelwat geleer. Dit was lekker om hierdie jaar saam met julle te gewees het op Buitenbuskruit. En dankie dat jy kyk. Groete van huis tot huis. Moet ek my kans vat. My maag grommel vir ure. Ek weet dit is dit.